Here, U is die Almagtige. U is die Skepper, die Onderhouer. Ons buig voor U, die Verbondsgod, die wat verbintenis gemaak het, uitreik, trou bly tot in ewigheid. U is die bron van ons lewe. In U lig lewe ons. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons buig. Here, U is die bron. Daar's geen ander bron nie. Nou hard ons ook al probeer, en het die mensdom in die geskiedenis hulle self op die troon gesit, dan het ons die getuienis daarvan, soos wat jy in die woord ook kom sê, dat U magtig is van die troon afstoot, dat die magtiges laat buig en neerstort, dat U die eenvoudiges en die nederiges verhoog. En ons bid dat U wat al hierdie mag in die hande het, in U krag en mag, nou hier met ons sal wees en iets daarvan met ons kom deel. Dankie dat ons ook in die geskiedenis kon sien hoe dat U krag met die kerk kom deel. Here, ons is dorstig en bidend en ons pleit dat dit wat ons so wonderlik genadig uit U hand ontvang, net meer en meer mag word. Here, nie omdat ons gulsig is nie, maar omdat ons begeer dat U die koning sal wees in ons, deur ons, dat die koninkryk mag kom. Help ons om hierdie droom te hê en om die medewerkers te wees wat hierdie droom najag in geloof en vertroue. Dankie Here dat U vir ons hierdie droom wil gee en vir ons wil verseker dat dit nie net 'n droom hoef te bly nie. Mag U deur die Gees vir ons 'n pad wys en ons gebruik dat ons waarmakers deur U gebruik van U droom sal word. Maak ons harte oop en ontvanklik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In Josua 5 gaan ons hierdie paar verse lees hier aan die einde en dan so 'n paar verse uit Josua 6. Josua was naby Jericho, en toe hy sien staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Josua het hom toe gegaan en vir hom gevra, is hy aan ons kant of aan ons vyande sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. So ek is nie aan julle kant of julle aan my kant nie. Ek is die aanvoerder van die Here se leer, daarom is ek hier. Josua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar, sê? So hierdie buig is om homself te onderwerp. Toe sê die leerowerste of die leeraanvoerder van die Here vir Josua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. En Josua het dit gedoen. So hy besef, God self is hier, dis God wat nou praat. En dan in Josua 6, die inname van Jericho. Nou, Jericho was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. En die Here het vir Josua gesê, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee.
julle moet om die stad loop. Al die manne onder wapens moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. Dan moet die priester die ramshorings blaas. En sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskreeu. Die muur van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Josua die seun van Nun het die priesters geroep en vir hulle gesê, van die verbondsark, laat 7 priesters elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uitdra. Vir die manskappe het hy gesê, kom verby en loop om die stad. Die gewapende manne moet verbygaan voor die ark van die Here uit. Josua was nog besig om met die manskappe te praat. Toe kom die 7 priesters wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, verby en hulle blaas die ramshoring terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aankom. Die gewapende manne het voor die priesters geloop wat die ramshoring blaas en die agterhoede het die ark gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. Hulle het die 2de dag eenmaal om die stad geloop en toe teruggegaan kamp toe, so het hulle 6 dae gedoen. Die 7de dag het hulle vroeg, toe die rooi dag breek begin. Hulle het 7 maal om die stad gegaan in dieselfde volgorde as tevore. Daardie dag het hulle dus 7 maal om die stad gegaan. Na die 7de maal het die priesters die ramshoring geblaas en Josua het vir die manskappe gesê, skreeu, die Here gee die stad aan julle oor. Toe skreeu die manskappe en die ramshoring blaas. Net toe die manskappe die ramshoring hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure in mekaar en die manskappe gaan oor die stad in. Hulle het die stad ingeneem en al wat daarin is uitgedelg, man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste en die skape en die donkies. Ek gaan na 'n paar verse by en dan staan daar aan die einde, die Here was by Josua. Ons lees net tot hier. As 'n mens nou die agtergrond van hierdie gedeelte wil verstaan, die Israeliete was jarelang slawe in Egipte. Hulle het swaar gekry onder die farao as slawe. En oor die jare was altyd hierdie begeerte en hierdie pleit, verlos ons. Maak ons tog vry. En dan op 'n dag gebeur dit as God dan vir Moses stuur en sê, dis nou tyd. Ek hoor julle gebed. En ons ken ons almal die hele drama van Moses wat gegaan het met die farao gepraat het en die farao wat telkens sy hart verhard het. So ongelooflik as mens sien ook dat die Here hierdie goed skrywe. Mense wat volhard, verhard, en hoe dat God hard met hulle optree. Ja, ons kan sien, wat gebeur as jy nie luister nie. Hoe God met hulle werk, stukkie vir stukkie. Die slegte goed oor hulle kom. En uiteindelik gebeur dit dan dat die farao ingee en hy sê trek. En hy gee vir hulle oorvloed. Dit's vee en dis skatte en dis alles. Gaan net weg, gaan net weg. En dan gaan hulle. En dan sien ons hierdie wonderlike verhaal, God se voorsiening, hoe hy die farao se mag breek of die farao laat ingee. Dan sien ons hoe die soldate hulle agterna sit, God die see laat oopgaan, hulle deurtrek en al die soldate verdrink. So die ouens se mag is gebreek, hulle kan niks meer met hulle doen nie, hulle weermag is daarmee heen. Dan sien ons hulle in die woestyn, dat God ook daar voorsien, as hulle nie water het nie, die rots waar uit water uitkom. Ons sien dat hulle daar honger en dors is, manne aan kwartels.
Ons sien van die geweldige hitte van die son en God wat 'n wolkkolom oor hulle sit dat hulle koelte het. As hulle in die nag trek wanneer dit koeler is, dan stuur God 'n lig wat die pad vir hulle verhelder. En so vat God sy volk hierdie met die een wonderwerkende krag na die ander. En dan kom hulle op pad na die plek toe wat hulle motiveer, die land van melk en honing. God wat beloof dat sy kinders seën. En vertrouend op hierdie seën is hulle op pad. Dan kan jy skok as hulle hier by hierdie beloofde land aankom. Dit is nie sommer net instap vir melk en honing nie. Hierdie land is beset deur 'n klomp vyhandige volke, wat nie maar net gaan oppak en gaan, omdat hierdie ouens sê hulle God het, sê hulle kom nie. En dan sien 'n mens weer hierdie moedeloosheid. Hierdie ouens wat so op pad heen al soveel keer gekla het en gekerm het. Gewonder, sal nie maar liever teruggaan nie. Wil jy hê ons moet in die woestyn doodgaan, die kla en die kerm, die een wonderwerk op die ander een, maar jy sukkel om te bly glo. Jy sukkel om Habakuk se geloof te hê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou dit swaar gaan, nogtans, hierdie ouens is dit net nie moontlik. Hulle kla en hulle kerm, en dan kom hulle hier, en hierdie beloofde land met hierdie klomp vyande, nou sien ons iets hiervan, 'n stukkie van hierdie verhaal, nou kom hulle by hierdie, en eers wou hulle nie ingaan nie, 10 verspieders sê, nee, is gevaarlik. 2 ouens sê, die Here het ons tot hier gelei, nee, die twyfel. En ons sien ook dat die hele geslag hier in die woestyn sterf, omdat hulle nie wou vertrou nie. En dan uiteindelik, as hulle dan nou ingaan met Josua as die nuwe aanvoerder, dan loop hulle vas in hierdie stad, gesluit, sê hulle. Vir daardie tyd, 'n fort, hoë mure, vir ouens wat uit die woestyn uitkom, vir ouens wat jarelang slawe is, vir ouens wat nie 'n weermag het, vir ouens wat eintlik niks anders te het as wat hulle mee uit Egipte weggesit het. En hier loop hulle vas in 'n fort. En op pad soontoe, terwyl hulle hierdie fort sien en hulle moed in hulle skoene sak, dan kom hier nog 'n gewapende ou en Josua stap na hom en sê vir hom, is jy vir ons teen ons? So ons sien die stad, maar hier's nog gewapende ouens, wat moet ons nog hier verwag? En hy wil seker maak, kom jy by ons om ons te help, of jy nog 'n stuk van die hindernisse? En dan sê hy vir hulle, nee, ek is die aanvoerder van die leer van God. Dan is dit deur mekaar. En as die twyfel op sy hoogste is, dan kom God en hy kom gryp in. En wat ons hier hoor, as hulle vra, as jy vir ons of teen ons, dan sê hy nee. Ek is nie vir of teen julle nie, hierdie issue is 'n bietjie anders. Ek is God se leer aanvoerder. So God is in beheer. God neem oor. Die eintlike vraag is julle aan my kant, gaan julle in die geloof inval by my plan en by my opdrag. En ons word in hierdie chaos van ons wêreld, skep ons moed met 'n verhaal soos hierdie. 'n troostende bemoediging, want in ons wêreld voel ons ook mos dikwels forte, mure. Want ons weet mos, ons leer dit, ons sê gedurig vir mekaar. Dan hoor ons die preek, as ons dit lees en ons hoor die preke, julle moet sout wees, julle moet suurdig wees, julle moet lig wees, julle moet die wêreld, en ons weet, God sê, ons moet die wêreld 'n beter plek, ek seën julle dat julle tot seën wees, en ons probeer. En as ons kyk na ons eie prestasies, dan voel ons so hulpeloos en hopeloos. En dan kyk die mense rondom my vas, en hulle onwilligheid, en wil dit neersien, en ons voel soos hierdie Israeliete. Here, U wil hê, ek moet my gesin verander bring.
U wil hê, ek moet in die gemeente verandering bring. U wil hê dat ons moet besef, hierdie dorp is myne, is my mense, en julle moet die lig wees, julle moet. Here, watter geweldig ding, waar begin ons om Carletonville vir die Here te wen, is die opdrag? Here, wat kan ek doen? En ons hoor hierdie preek en baie keer maak dit ons meer moedeloos, swartgallig, as wat dit motiveer. Maar dit dan is dit nodig om hierdie boodskap te hoor. Dat wanneer God 'n opdrag gee, en beloftes maak, hy maak beloftes en dan sê hy vir ons, gaan doen. Daar's 'n stuk werk. Ek beloof vir julle iets besonders, maar julle moet deel wees van die skep van hierdie besonders. Ons hoor hierdie gebed, Here, maak my grondgebied groter. Nou wil die Here vir ons sê, nou wat veg hom groter, leef hom groter. En ons voel hierdie mure. En dan kom hierdie gedeelte, waar dit vir ons wil kom sê, as ons net wil verstaan, dis in elk geval die oorwinning, is nie my en jou oorwinning nie. Ek kan nie die wêreld verander nie. Ek gaan hom nie verander nie. Ek is 'n instrument. Ek kan nie iemand anders se hart verander nie. Dit is die Here wat hulle verander. Dit is God se woord, dit is God se lig, dit is God se waarheid. En dat hy vir ons wil sê, neem hierdie dorp in. En ons sê, hoe op die aarde gaan ons dit reg, hoe gaan ek? En dan wil die Here ons net leer om soos Josua vir hom diep te buig en daarmee te sê, ons erken U mag en ons onderwerp ons. En dan vra ons, wat wil U hê moet ons doen? Dan sê dit weer, skyn jou lig. Vertel. Maar as ons dink ons moet gaan skyn en vertel en ons gaan sien hoe die mense in die kerk instroom en ons sien dit gebeur nie en ons wonder hoe gaan ek hulle oortuig, dan is ons besig om verder te gaan as wat God vra. Hy sê vir ons, doen wat ek vir jou vra. Hy breek mure. Hy sê vir hulle, stap om hierdie muur, stap om, doen wat ek sê, stap om die muur, ek sal hom laat val. Ek en jy kan nie die mure breek nie. Maar ek en jy kan die verhaal gaan vertel. En ons kan die voorbeeld gaan leef. Ons kan die regte dinge gaan sê en gaan doen. En dan los ons dit vir God, want dis hoe God werk. God se woord is die dinamiet, nie ek en jy nie. Die krag lê nie in my spiere en my welsprekendheid nie. Paulus skryf oor hierdie goed, dan sê hy, dis nie my welsprekendheid of die woorde wat julle omgekeer het nie. Dis God se woord, die krag van God se woord. Dan gebruik hy woord om te sê dinamo, dis dinamies, dis soos dinamiet. Dis my en jou taak. God sê, die groot geveg is nie my en jou geveg nie, dit is God en die bose. En hy roep ons om ons deel te doen. Dit is my geveg. Maar jy moet om die mure stap. Jy moet die ramshoring blaas. Die ramshoring. Die boodskap wat gehoor moet word. En om daar te wees, wonder wat het hierdie ons gedink in die stad, toe hulle hierdie ons hier sien loop. 7 dae loop hulle hier. Wat op die aarde, almal voel veilig hier binne. Totdat God die mure laat val. Ek en jy moet die ramshoring blaas en getrou gaan doen. Die ark van die verbond
wat saamgegaan het. Hierdie ark van die verbond was 'n houer wat klompie simboliese goed ingehad het, onder andere God se wet. En dit was beskou as 'n simbool van God is hier. Daarom het God vir hulle hierdie boodskap duidelik gegee. Hierdie verbondsark word deur die priester saamgedra om te sê, ek gaan in die geveg. Dat julle weet, dis ek wat daar is. God wil vir ons sê, hy is altyd oral in die geveg. Maar as ek en jy dink, ons kan 'n dorp wen, ons kan ons gesinne wen en iemand anders ter wen, en ek dink oor hoe ek dit gaan doen in my geleerdheid, in die kursusse, en as ek net die regte dinge weet en doen, dan maak ons fout. Want gedurig sê hy vir ons, die verbondsark was daar. As hulle uitgetrek het om te gaan oorlog maak, dan moes die ark saamgegaan het. En daarmee wil God vir hulle sê, want dit my hulle gedurig herinner, dat ek die aanvoerder is, dat ek die mag is, en dat dit ek is wat die oorwinning gee. Die uitdaging is geloofsvertroue en gehoorsaamheid. Ek weet nie wat jou mure is nie, ons ken nie mekaar se mure nie, ons weet nie wat die een langs my se mure is waar ek moet oor nie, wat my weerhou nie. Maar die belangrike ding is om te weet dat daar geen muur is wat God nie kan afbreek. Al wat God van my en van jou vra is, dat ons voor hom buig en sê, Here, ek sal gaan doen wat U wil hê ek moet gaan doen. Ek sal daar wees. Ek sal U saamvat oral waar ek is. Op U vertrou. En ek sal die ramshoring blaas, dat hulle weet. En dat ek daarvan bewus bly, en dat die wêreld weet, dis U. En ons gee dit vir U. Maar het was nodig dat hulle gehoorsaam is, dat hulle God vertrou, en dat hulle moes doen wat so absoluut sinloos, wat sou weer ouens doen om net eenvoudig om 'n muur te stap. En dan moet ons skreeu, die muur gaan val. Dis 'n uitdaging om te glo. Dis vir my en vir jou ook die uitdaging om te glo. Al gaan dit hoe moeilik, en al lyk dit vir ons so onmoontlik. Dit is altyd wonderlik om in die Bybel te gaan blaai en weer terug te kom by Paulus. En dat die mens sien, Paulus het nie geskrik vir die moeilikhede nie. Daar was baie mure vir hierdie man. Ons weet hoe dat hy in volle vertroue aangegaan het. Toe Paulus op 'n stadium vertel van die swaar wat hy deurgegaan het, dan sê hy, ek het 5 keer die gebruikelike 39 houe. Ek het nog baie ander slae gehad. Ek was dikwels op reis sonder kos. Ek was 1 keer 'n dag en nag op die oop see op 'n skipbreek, as 'n skipbrekeling wat in 'n stuk hout vasgehou het. In die tronk, geslaan, gemartel. En dan sê hy, in alles is ons meer as oorwinnaars, die Christus wat ons die krag gee. Hy is so verminkel en geslaan aan. Soveel straf verduur, dan sit hy daar in die tronk en nou weet ons nou die dag van mekaar gesê, sit hy daar en hy sê, selfs my in die tronk sit, daardeur laat God die ouens wat in die tronk is, wat nooit eens in die kerk sal kom nie, dan moet hulle ook luister. Die gevangenisse, selfs die Romeinse bewaarders, almal moet hoor, want hulle pas my op, en hulle sit hier, kan nêrens sien nie. So sien Paulus in alles geleentheid, en sê, meer as oorwinnaars deur Christus, wat vir ons krag gee. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat krag gee. Soos Paulus praat van dit wat hy doen, en die groot goed wat gebeur het, dan bly hy sê, want dit kom alles van God af.
En dis ons uitdaging om te besef, ons het 'n geweldige opdrag om God se koninkryk hier te laat kom. Maar dan sê hy, dit gebeur deur jou gehoorsaamheid. As ons gehoorsaam is, dan bemagtig hy ons deur sy gees. Dan laat hy dit gebeur deur ons. En daarmee wil ek vir jou uitnooi om hierdie week ook saam te kom by wanneer ons by ons Pinkstereredienste is. Ook in hierdie week te hoor hoe dat die Here vir ons sy gees gegee het, gestuur het om ons nuut oop te maak en te bemagtig. Sy kerk deur sy gees bemagtig om te kan en om in sy naam as gestuurdes oorwinnings te behaal. Die opdrag bly dieselfde. Maar dit is nie in my en jou hande nie, nie in my krag en my wysheid nie. Maar hierdie week, toe ons saamkom om te hoor, moedig te word, wil hy vir ons sê, ek doen dit deur my gees en deur jou gehoorsaamheid. Mag ons moed skep, as ons kyk na die baie mure in ons lewens, die goed wat ons moedeloos maak. En dat ons hoor dat God deur hierdie boodskap, dat ons hierdie gewapende man hier sien wat sê, ek is nie vir of niemand, ek is God se teenwoordigheid. En dat ons sê, Here, wat wil U hê? En dat ons gaan doen. Met die wete en die vertroue, God sal laat groei. God sal afbreek, wat afgebreek word. En God sal opbou sy koninkryk soos hy wil. Amen. Hemelse Vader, ons wil kom bely dat ons soos Israeliete, dit is so vol negatiewe goed. Ons sien net altyd die negatiewe goed. Ons kla oor die hitte, en dan kla ons oor die koue, en dan sit nie die kos nie, en dan is dit die, en dan is dit daai, en dan sit die mense wat teen my is. Here, leer ons om vanmôre op te kyk, voor U te buig en te sê, Here, wat wil U hê? Stuur my uit en maak my gehoorsaam. Ja, en ek droom daarvan om gehoorsaamheid te sien, hoe dat U die mure laat val. Nie ek nie. U. Werk asseblief in my en deur my. En bemagtig ons op 'n besondere manier in hierdie week wat kom. Ons en almal wat hierdie 4 aande gaan saamkom om bemagtig te word. Word asseblief uiteindelik wonderlik verheerlik deur die ontdekking, nuwe ontdekking van U grootsheid en die heerlikheid. Ons bid dit diepste afhanklikheid